Ons gaan die erediens begin deur saam te verklaar en wie se namens hier teenwoordig is en te bid vir die seën van die Here en direk daarna sal ons saam van Psalm 92 daarvan vers 1 en 6. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werking van sy hande laat vaar nie. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees wees met ons almal. Amen. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, tot aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat
jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verlei mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat ook U wil geskied, soos in die hemel en net so ook op die aarde. Ons dankie dat ons hier by mekaar mag wees as 'n gemeenskap van gelowiges, mense van verskillende plekke wat saamgekom het, dat ons U mag eer, dat ons U mag aanbid, en dat ons ook na U stem met U woord mag luister. U is die skepper van alle dinge, van ewigheid af tot in alle ewigheid is U God. U heers oor alles, daar is niks en niemand wat buite U mag val nie. U het alles gemaak, alles is onderdanig aan U, of ons dit erken of nie erken. Daar is soveel mense wat U raak sien dat U oor alles regeer en ook oor hulle self nie. Soveel mense wat ongelowig is. Soveel mense wat redding soek in hulle self of in iets anders as U. Al wat hulle het is verlorenheid. En Vader, ons het ook verdien om so te wees. Ons verdien U oordeel. Ons verdien niks goeds met U hand nie. En tog het U uit U genade alleen U eie seun gegee sodat hy gesterf het vir ons sondes. U het ons herstel sodat ons U kan ken
U kan dien, en dat ons die lewe tot in ewigheid by U mag hê. En daarom ook kan ons nou vanoggend hier almal saam by mekaar wees. Ons bid vir almal wat nie vanoggend hier kan wees nie, van ons broers en susters wat nog op vakansie is, of wat ver is, van hulle wat in siekte of ouderdom nie vanoggend hier kan wees nie. Wil U met hulle wees waar hulle almal is. Here, en as daar van ons broers en susters is wat miskien nie wil wees nie, wil U ook in hulle harte werk dat hulle die gemeenskap met al die gelowiges sal opsoek. Wees so met die kerk wêreldwyd. Ons dankie dat ons nou na U woord mag luister. Maak ons ore oop, sodat ons die woord sal hoor. Maak ook ons harte oop, sodat ons dit sal verstaan en dat dit ook ons hele lewe sal verander. Ook na hoe ons kyk na die wêreld om ons. Daar is baie dinge aan die gebeur in die wêreld en ook in ons land. U weet van dit alles. Uiteindelik heers U ook oor dit alles. En gee dat ons ook in die raamwerk van U woord dit alles mag raak sien. Lei ons deur die Gees, sodat hy ook U woord in ons mag werk. Wil U tog al ons sondes vergewe en sien ons aan in ons swakheid en in ons kleinheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, met genade alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing met Psalm 82, daarvan ook vers 1 en 2, en daarna lees ons saam. In die 10de jaar, in die 10de maand, op die 12de van die maand, het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, rig jou aangesig teen Farao, die koning van Egipte, en profeteer teen hom en teen die hele Egipte. Spreek en sê: So spreek die Here. Kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak wat in jou strome lê, wat
wat sê, my stroom is myne, en ek het dit vir my gemaak. Maar ek sal hake in jou kakebene slaan en die visse van jou strome aan jou skubbe laat klewe. En ek sal jou uit jou strome optrek, saam met al die visse van jou strome wat aan jou skubbe klewe. En ek sal jou wegwerp in die woestyn, jou en al die visse van jou strome. Op die oop veld sal jy val. Jy sal nie bymekaar gemaak of versamel word nie. Aan die wilde diere van die aarde en aan die voëls van die hemel gee ek jou as voedsel. En al die inwoners van Egipte sal weet dat ek die Here is, omdat hulle vir die huis van Israel 'n rietstok is. As Israel jou met die hand aanvat, knak jy en skeur hulle hele skouer oop. En as hulle op jou leun, dan breek jy en laat al hulle lendene wankel. Daarom, so sê die Here, kyk, ek bring die swaard oor jou en sal mens en dier uit jou uitroei. En Egipte land sal 'n wildernis en 'n puinhoop word. En hulle sal weet dat ek die Here is, omdat hy sê, die Nyl is myne en ek het dit gemaak. Daarom kyk, ek het dit teen jou en teen jou strome, en ek sal Egipte land 'n volkome puinhoop maak, 'n wildernis van Migdol af tot by Sihene en tot by die grens van kus. Geen mens se voet sal daar deurgaan nie, en geen dier se poot sal daar deurgaan nie, en dit sal 40 jaar lang onbewoond wees. En ek sal Egipte land 'n wildernis maak tussen verwoeste lande in, en sy stede sal 'n wildernis wees tussen verwoeste stede in, 40 jaar lang. En ek sal die Egiptenaars verstrooi onder die nasies en hulle versprei in die lande. Want so sê die Here, aan die einde van 40 jaar sal ek die Egiptenaars versamel uit die volke waarin hulle verstrooi was. En ek sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle laat teruggaan na die land Pathros, na die land van hulle oorsprong. En daar sal hulle 'n koninkryk van geringe betekenis wees. En dit sal geringer wees as die ander koninkryke en hom nie meer bo die nasies verhef nie. En ek sal hulle klein maak, sodat hulle nie heers oor die nasies nie. En dit sal vir die huis van Israel geen voorwerp van vertroue meer wees nie, wat die ongeregtigheid in gedagtenis bring as Israel omdraai agter hulle aan nie. En hulle sal weet dat ek die Here is. En dan volg die teks wat vanoggend se woordverkondiging, vers 17. En in die 27ste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, Nebukadresar, die koning van Babel, het sy leer 'n swaar diens teen Tyrus laat verrig. Elke hoof het kaal geword en elke skouer is seer geskaaf. Maar hy en ook sy leer het van Tyrus geen loon ontvang vir die kruisdiens wat hulle daarteen verrig het. Daarom, so sê die Here, kyk, ek gee Egipte land aan Nebukadresar, die koning van Babel, en hy sal die rykdom daarvan wegdra, en die byt daarvan bytmaak en die roof daarvan behowe. En dit sal die loon vir sy leer wees. As sy arbeidsloon waar hy vir gedien het, gee ek hom Egipte land, omdat hy dit vir my gewerk het, so spreek die Here. In die dag sal ek vir die huis van Israel 'n horing laat uitsprei, en ek sal vir jou 'n opening van die mond gee onder hulle, en hulle sal weet dat ek die Here is. Ons lees tot sover. Jy kan gerus die Bybel so hierby oophou. Ons gaan veral fokus op verse 17 tot 21. Geliefde broers en susters, dit is die jaar 571 voor Christus, en in die teks wat ons net gelees het, is dit duidelik, dit is nuwejaarsdag van hierdie jaar. Op die dag moet die profeet Jesegiel 'n boodskap van die Here aan die volk Israel in ballingskap oordra. En dit is 'n uitsonderlike nuwejaarsboodskap. Anders as wat ons in die nuwe jaar leervans vir mekaar toebreek. Omdat dit van God afkom, is dit uiteraard anders. Dit is nie net maar mooi mense wat mens hoop, miskien gaan waar
profesie. So sê die Here, dit staan vas. Daar is geen twyfel oor of dit miskien gaan waar word of nie waar word nie. In die boodskap op Nuwejaarsdag 571 voor Christus laat God die klem op sy groot werk val. By monde van sy profeet vertel die almagtige God wat hy besig is om in die hele wêreld te doen. En daarom is dit in Jesus Christus 'n boodskap waarna ons ook vandag in die jaar 2018 met baie afwagting en met baie opwinding kan luister. Ek verkondig aan u die Here se nuwejaarswoord oor die koms van sy koninkryk. En die nuwejaarswoord van die Here het betrekking in die eerste plek op die volkerewêreld, daaroor van vers 18 tot vers 20. In die tweede plek het dit betrekking op die verbondsvolk Israel, vers 21 se eerste gedeelte. En derdens het dit ook baie spesifiek betrekking op die amptdraers in die verbondsvolk, vers 21 se tweede gedeelte. Dit gaan alles oor die Here se nuwejaarswoord oor die koms van sy koninkryk en dit het betrekking op die volkerewêreld en die verbondsvolk en die amptdraers in die verbondsvolk. Die teks, soos ons dit begin lees het in vers 17, begin met 'n baie noukeurige tydsaanduiding. In die 27ste jaar, in die eerste maand, op die eerste dag van die maand, het die woord van die Here tot Esegiel gekom. Dit is dus Nuwejaarsdag 571 voor Christus. Dit is die Nuwejaarsdag soos wat Esegiel sê van die 27ste jaar. Dit is die 27ste jaar vandat koning Nebukadneser die volk Juda ingeval het en hulle almal in ballingskap weggevoer het en die tempel tot op die grond vernietig het. Die begin van die ballingskap is vir Esegiel die tydstip van waaraf hy die jare begin tel verder. 27 lang en bitter, moeisame jare is reeds verby vir die volk Israel in nood. En dan wonder hulle, wat 'n boodskap het die Here, die almagtige God van die hemel en van die aarde, vir sy volk wat so in nood in die land Babel is, as die nuwe jaar aanbreek. Gaan volk uiteindelik die mag van koning Nebukadneser tot niet maak en die Babyloniese ryk vernietig? Gaan hy sy volk Israel laat terugkeer na die beloofde land Kanaan toe? Ons luister na die inhoud van die Here se nuwejaarsboodskap. Ons hoor in vers 18 dat dit inderdaad oor koning Nebukadneser gaan. Dit blyk dat die magtige koning van Babel teen die stad Tyrus oorlog gemaak het. Tyrus is 'n ryk handelsstad aan die kus van die Middellandse See. Dit is net noord van Israel. En vir Nebukadneser is Tyrus 'n besonder aantreklike lokasie gewees. Hy kan doen met al die rykdom en al die skatte wat in Tyrus versamel is. Met 'n militêre oogpunt behoort dit nie te moeilik te wees vir Nebukadneser om die land in te val en hulle maklik tot oorgawe te dwing. Nebukadneser het immers goed opgeleide soldate en van die beste wapentyd van daardie tyd. En tog lees ons verder in vers 18 dat dinge nie vir Nebukadneser uitgewerk het soos wat hy aanvanklik beplan het nie. In die geskiedenis weet ons dat die gekombineerde magte van Babel en van die Galdeërs vir 13 jaar lank teen Tyrus moes veg voordat hulle tot oorgawe gekom het. Die Here maak bekend dat Nebukadneser sy leer 'n swaar diens teen Tyrus laat verrig het. Elke hoof het kaal geword en elke skouer het seer geskaaf. Om dit heel gewoon te sê, vandag die magtige en wêreldberoemde koning van Babel het met 'n blou oog en met 'n bloedneus van die oorlog af teruggekom. Die soldate is moeg en uitgeput na so 'n lang oorlog. By dit alles was die materiële wins uit die val van Tyrus glad nie so goed soos wat Nebukadneser verwag het nie. Daaroor lees ons in die slot van vers 18. Nebukadneser en ook sy leer het geen loon ontvang vir die krygsdiens wat hy daarteen verrig het nie. Die slag teen Tyrus was vir Nebukadneser in elke opsig 'n gevoelige en 'n seer onderwerp. Menslik gesproke sou die volk Israel in ballingskap en baie van die ander volke wat in ballingskap weggevoer was, hulle baie oor hierdie feit kon verheug het
Uiteindelik is Nebukadneser op sy plek gesit. Dit lyk of die gety draai. Dit is menslik gesproke. Maar luister, beoordeel die Here oor Nebukadneser se verlies teen Tyrus. Nogal 'n hele manier anders as wat ons sou verwag het. Kyk, ek gee Egipte land aan Nebukadneser, die koning van Babel. Hy sal die rykdom daarvan wegdra en die buit daarvan uitmaak en die roof daarvan behowe. Uit hierdie toesegging van die Here bemerk ons dat Egipte totaal en al deur Babel vermorsel gaan word. Daar gaan niks van Egipte oorbly as Nebukadneser daarmee klaar is. Dan wonder ons, hoekom beskryf die Here dit so? Daarop kan ons ook antwoord uit die profesie van Jesegiel. Egipte word geplunder, sodat dit as loon vir Nebukadneser en vir sy leer kan dien. Die Here gee Egipte land as 'n arbeidsloon waarvoor Nebukadneser gewerk het. Opvallend, in die wêreldpolitiek van daardie dae meet die Here die loon uit ooreenkomstig arbeidswetgewing. Die arbeider is sy loon werd. Dis lees ons in Matteus 10 vers 10. Dit is die wet van die Here wat hy vir Israel neergelê het. Wat billike wet? Die wat werk sal eet, die werk nie eet nie. Daardie wet maak die Here ook op Nebukadneser nou van toepassing. En hoe? Nou kom ons by die skerp punt van die profesie van Jesegiel op Nuwejaardag 571 voor Christus. Die laaste woorde van vers 20 sê, omdat hulle vir my gewerk het, so spreek die Here. Omdat hulle vir my gewerk het. Nebukadneser self beskou dit op geen manier so nie. In die boek Daniël weet ons hoe hy oor sy oorwinnings en oor sy vooruitgang baie gespog het. Uiteindelik het hy gras gevreet soos 'n bees. En daardie opsig is Nebukadneser ook nie uniek nie. Alexander die Grote van die Griekse ryk naam en keiser Augustus en keiser Nero van die Romeinse ryk, hulle almal is net so magsbehep soos Nebukadneser. En in ons dae, oral in die wêreld sien ons mag teen mag opstaan. Die een mag kom net om die ander weer van sy troon af te gooi. Oppervlakkig gesien het daar eintlik niks in die wêreldpolitiek oor al die eeue heen verander nie. Die name van volke en die name van leiers verander wel, maar die sug na mag en na roem bly nog altyd maar presies dieselfde. Die kern van alles is dat die Here God, ons Vader in Jesus Christus, en dit alles aan die werk is. Die slotwoorde van Jesegiel 29 vers 20 moet ons in ons harte ingraveer, broers en susters. Die volk wat aarde gaan woeste kere, magte is aan die werk wat ons nie kan begryp. Ons kan nie verklaar hoekom baie dinge in ons tyd gebeur soos wat dit gebeur nie. Dit van ons verstand te bowe as ons dink aan 'n mooi land soos Zimbabwe, net ons buurland, waar onder die diktatorskap van een man totaal te gronde gegaan het. Ons kan net kyk na ons eie land en waar dieselfde daarom raak sien. Net so is die nimmer eindigende oorlog in die Midde-Ooste en in Afghanistan en die sinlose bloedvergieting in Ethiopië en ander Afrika-lande onverstaanbaar. Dit laat baie mense wonder, hoe kan God dit toelaat? Ander wonder nog 'n bietjie verder. Is daar 'n genaamde God wat hierdie dinge toelaat? Die oomblik as die vraag begin opduik, gemeente, dan behoort ons vas te gryp aan die Nuwejaarswoord van 571 voor Christus. God sê, hulle het vir my gewerk. Egipte en Babel en Tyrus kan nie maar net doen wat hulle wil. Net so min die VSA en China, die Europese Unie en Zimbabwe en die Taliban en ISIS en ons eie land en sy regering. Alle volke en hulle leiers is arbeiders uiteindelik in die diens van ons groot hemelse werkgewer. Hulle glo dit nie. Ten minste meeste van hierdie groot magtiges glo dit nie. Maar dit neem nie die feit weg dat hulle in diens van die Here staan. Dit wil sê,
Hulle moet werk in belang van die koms van God se koninkryk. In die dae van Nebukadneser moet alles uiteindelik uitloop op die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Die 13-jarige oorlog teen Tyrus en die veldslag teen Egipte, alles moet bydra uiteindelik tot die keerpunt in die hele geskiedenis. Bethlehem, waar Christus gebore is, en uiteindelik ook Golgotha, daar waar hy gesterf het. En dan wonder ons, wat sou Israel op hierdie stadium van al hierdie dinge verstaan het wat Jesegiel profeteer? Ons weet dit nie. Dit is ook nie ons plek om daaroor te oordeel nie. Wat ons wel weet, is dat Jesegiel se nuwejaarsboodskap die volk moes leer om met ander oë na die hele wêreld om hulle te kyk. Terwyl hulle in ballingskap sit, moet hulle nie dink dat Babel die een en al is met al sy mag en groot paleise nie. Al lyk dit en al voel dit miskien so. Hulle moet hulle nie blind staar teen klein koning Nebukadneser nie, al lyk hy in die oog van die mens so groot. Hulle moet ook nie aan 'n strooihalm vasgryp as hulle hoor dat Nebukadneser 'n bloedneus in Tyrus opgeneem nie, asof dit die einde van die ballingskap kan beteken. In die jaar 571 voor Christus beteken vir Israel, julle gaan nog 'n hele klomp jare hier in ballingskap bly. Die Here gaan Nebukadneser nog baie ruimte en baie vooruitgang gee om te oorwin en om in mag te groei. Maar, en die maar is belangrik, hy wat regeer en wat alle dinge geskep het, hy weet wat hy doen. Hy bring alles in gereedheid vir die koms van sy seun na hierdie aarde. En net so vandag, in die jaar 2018, bring God alles in gereedheid vir die wederkoms van sy seun na hierdie aarde toe. Laat ons dus nie op loop gaan en moedeloos raak. Moenie die kop in die grond druk en alles wat gebeur by jy laat verbygaan met die gedagte dat dinge dan beter sal word. Kyk na die wêreld gebeur. Kyk met oop oë daarna en met 'n oop gemoed en bely die geloof. Ons God is besig om sy koninkryk te laat kom. Woelige volke en nasies, strydende faksies en terroriste groepe, uiteindelik staan dit alles in sy diens. Wat meer is, die gevoel van die nasies moet positief bydra tot die heil van God se verbondsvolk. Daaroor gaan die begin van vers 21. Daarop fokus ek die aandag in die tweede plek. Dit mag dalk ver gesog klink, broers en susters, dat die bloedvergieting en die hebsug van goddelose mense diensbaar om die koninkryk van God meewerk. As ons dit so hoor, klink dit baie ver gesog. En het is belangrik om te sê, op geen manier is God op enige manier die oorsprong van sonde of enige kwaad. Inteendeel, God oorwin oor sonde. Maar ons sien wel God se grootheid daarin raak, dat hy selfs hierdie goddelose gebeure alles uiteindelik beskik dat dit tot die goeie vir sy kinders meewerk. So lees ons ook in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En in die lig daarvan luister na die eerste woorde van vers 21. In die dag sal ek vir die huis van Israel 'n horing laat uitspreek, sê die Here. In die dag sal ek vir die huis van Israel 'n horing laat uitspreek, sê die Here. In Psalm 132 vers 17 lees ons identies dieselfde belofte. Die Psalm is 'n gebed vir die huis van God en die koningshuis van Dawid. Met betrekking tot Sion, die Tempelberg, beloof die Here, daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspreek. Hierdie is ryk simboliese taal. 'n horing dui op mag en op krag. Israel self, net soos Dawid van tevore, het geen krag in hulle self nie. Dawid was maar 'n eenvoudige skaapherder, hy die skape van sy pa opgepas. Uiteindelik het hy wel die koning van Israel geword. En Israel sit moedeloos in ballingskap. Maar dan, kyk wat doen die Here. Hy gaan vir sy volk 'n horing laat uitspreek.
Hy skep ruimte om te leef en vooruitgang te maak en van krag tot krag te gaan. Vir die volk in ballingskap is hierdie noodsaaklike bemoediging. Hulle sit letterlik op moedverloorse vlakte. Na 27 jaar in ballingskap moet hulle hoor dat die gehate koning Nebukadneser nog lank nie klaar is met sy heerskappy nie. Maar hulle mag ook hoor, die Here is met julle op pad. Op die wêreldkaart is God besig om alles reg te skuif sodat sy uitverkore volk op God se uitverkore tyd na hulle uitverkore land gaan terugkeer. En dan sien ons hoe beskik God al hierdie dinge. Babel veg teen Tyrus, Babel veg teen Egipte, Persië teen Babel, Griekeland teen Persië, Rome teen Griekeland. Alles is uiteindelik skuwe op God se wêreldkaart. Hy skuif die volke rondom en in belang van sy volk Israel. Hy gee Egipte opsetlik as 'n loon vir Babel, omdat Egipte so dikwels 'n valstrik vir Israel was. En maak die toneel fisies en geestelik gereed vir die aanbreek van die Messiaanse tyd. En hierdie wete, broers en susters, maak ons ontsaglik dankbaar en ook baie klein. Wees ons mense, kerk van Christus, om so deur die almagtige God van hemel en aarde versorg en gelei en beskerm te word. Waarom het ons dit te danke dat ons hierdie nuwe jaar met soveel moed en soveel verwagting kan begin? In die oë van die heersers van hierdie wêreld, staatspresidente en konings en wie dit ook mag wees, is ons 'n onbeduidende en 'n klein groepie mense, eintlik maar onbekend. In die oë van die Here nie. In die oë van die Here is ons op Christus ons sy kinders, wat duur gekoop is om sy eiendom te word. Wat ons alles in hierdie jaar te wagte is, ons weet dit ook nie. Dit is die begin van elke nuwe jaar weer opnuut 'n saak van afwag en kyk presies wat gaan gebeur. Heel beslis is daar by baie van ons besondere verwagtinge wat ons koester. Veral vir hulle wat die eerste tree op 'n nuwe pad gee. Party kinders gaan kleuterskool toe of graad 1 toe, of van 'n jaar verder in skool. Ander van ons vorder in ons studies met ons werk. Van die volwassenes staan 'n nuwe jaar in met nuwe projekte en met nuwe planne. Oor dit alles staan uiteindelik geskrywe, die Here sal behoring vir die huis van Israel laat uitspreek. God gaan ons almal in hierdie jaar vooruit. Hy beskik alles net soos alle ander jare. Ons werk is om te volg. Let op in watter omstandighede die Here sy vir ons volk Israel laat werk. Israel in ballingskap moet hoor, en die dag sal ek behoring laat uitspreek. Die dag. Dit is die dag waarop Egipte voor Babel gaan val. Oppervlakkig gesien hou dit geen voordeel vir Israel in nie. Maar juist daardie dag is die dag wat die Here vir sy volk 'n groot opskrif gaan gee vir die koms van Jesus Christus na die aarde. En dit moet ons ook laat dink, gemeente. Terugslae en teleurstellings, dinge wat anders uitwerk as wat ons ooit gedink het dit sal. Dit laat ons maklik twyfel. Met tye wil dit voorkom asof 'n mens aan die einde van 'n pad gekom het. Dit lyk of al die deure uiteindelik op 'n punt toegegaan het. Hoe nou verder? Maar dan hoor die woord van die Here soos wat hy dit ook in Jesegiel al gesê het. Hy gebruik die mees agterlike gebeurtenisse in die wêreldgeskiedenis om die grootste tree van vooruitgang in sy koninkryk te gee. As ons dink dat sake op 'n einde gekom het, is die Here lankal besig met 'n nuwe begin. Dan breek die Here deur oop daar waar ons nie eers 'n deur gesien het. Dit moet vir ons in die nuwe jaar definitief bemoediging wees, gemeente, maar nie net bemoediging nie. Dit moet ons ook rigting en daadkrag gee. Christus se kerk werk in die koms van God se koninkryk is nie van klein mense afhanklik. Al wat ons te doen staan, is om die ruimte wat God vir ons gee, vol te staan.
oor die hoe en die wat daarvan. Daaroor gaan die laaste woorde in die teks. Die Here se woord het betrekking op die volkere wêreld en op die verbondsvolk as 'n geheel, maar dan ook heel besonder elke amptdraer en elke lidmaat in die verbondsvolk. Dis die laaste deel van vers 21. Jesegiel ontvang van God af 'n veelzeggende belofte. Ek sal vir jou opening van die mond gee onderdruk, en hulle sal weet dat ek die Here is. Hierdie belofte van God het Jesegiel baie nodig gehad. Hy moes dikwels onder die grootste druk en die grootste beproewing die woord van die Here aan sy volk in ballingskap bring. Vir Jesegiel self was dit nie maklik nie. Mense het nie graag na hom geluister nie. Hy moes by herhaling die mense waarsku en vermaan. Soveel kere het die volk hulle ore vir hom toegedruk. By dit alles word dit nie altyd duidelik hoe en wanneer dit wat Jesegiel profeteer gaan waarword nie. Hoofstuk 29, die begin wat ons gelees het, begin met 'n profesie wat in die 10de jaar van die ballingskap geprofeteer is. Dit is dus 17 jaar vanaf ons by vers 17 begin lees het. Dit was ook 'n profesie teen Egipte. En daar het nog niks aan gekom nie. 17 jaar lang wat nog niks van daardie profesie waar geword het. Later profeteer Jesegiel ook oor die herstel van Israel en oor die tempel wat weer opgebou sal word. Ook daarvan het nog niks gekom nie. Jesegiel praat en profeteer en verkondig, maar dit word by die dag moeiliker, want daar is niks tasbaar wat verander nie. Inteendeel, al te maklik aan die volk om verwyd dat hy 'n valse profeet is. En hierdie dinge plaag aan Jesegiel. Maar dan gee God vir hom hierdie bemoediging. Praat, my diensknegt, sê die Here. Praat vrymoedig en word nie moeg nie. Ek, die Here, sal sorg dat diegene wat moet hoor, sal luister. Ek sal ook ore gee, maak jy, Jesegiel, net jou mond oop. Uiteindelik sal almal weet dat ek die Here is, selfs die heides in Egipte en Nebukadneser en die mense daarna, Darius en Kores. En hiermee is ons opdrag vir die jaar 2018 ook uitgestippel. Almal in die ampt van gelowige, elke broer en suster, praat en hou aan praat. In huwelike en in gesinne, by die werk en by die kerk, tussen vriende, of jy op skool is of studeer of al lang al werk, of jy reeds afgetree het. Ook almal in die besondere ampte, die ouderlinge en die diakens, die bedienaars van die woord, praat vrymoedig. Want so kom die koninkryk van God. Ons moet bely dat Christus ons koning is, maar nie net dit bely nie, ook beleef in ons alledaagse lewe waar ons gaan. By tye, ook in die jaar van ons hart moet praat, sal ons vermaan. Deurgaan sal ons moet onderrig, ons sal moet vertroos, ons sal moet bemoedig, ons sal moet opbou. Ons sal alles in werking moet stel, dat die woordbediening in die komende jaar sy loop sal neem, in die gemeente en ook daar buite. En daarvoor sal ons offers moet bring en ons kragte moet inspann. Die nuwejaarsboodskap van God, die Here, is nie net 'n mooi wens nie, dit definitief ook, maar dit is 'n groot opdrag, 'n opdrag wat vir ons verantwoordelik mag wees. En wees hiervan vervul, geliefde gemeente. Die vraag is nie hoe donker die wêreld waarin ons leef is nie. En die wêreld lyk baie donker, ook in ons land en ook in ons kerk. Dit is nie waaroor ons het bekommer nie. Die vraag is wel baie eerder, hoe helder is die lig wat ons in hierdie wêreld kan skyn? En met die lig wat God self ons mee verlig, daarmee word ons ook uitgestuur. Ook in die jaar wat kom. Amen. Dit sal. Ons Vader, ons staan verstom voor U almag.
wanneer ons die heerlikheid sien, dan besef ons hoe klein ons is. Maar uit die genade alleen is ons nie net klein, U verhef ons deur die dood van U Seun, sodat ons in die ereposisie mag wees om U kinders te wees. Elke gelowige reg oor die wêreld. En daarvoor dank ons U. En daarvoor loof ons U. En daarom wil ons ook tot U eer sing. Here, ons sien hoe U reg deur alle eeue oor alles heers en regeer. Ons as mense rebelleer teen U. Saam met ons sondige voorouers Adam en Eva het ons in sonde geval, soos die hele mensdom daarin diep ingedompel. Maar dan sien ons wat U doen. Selfs die boosheid van ons as mense gebruik U tot U eer en tot ons bestel. Ons mag sien hoe U regeer oor die maghebbers van die wêreld, die konings, presidente, die regerings. U gebruik hulle almal uiteindelik in U diens. Dit is 'n groot bemoediging vir ons, Vader, ook in ons land. Ons is bewus van al die politieke beweging wat plaasvind. Uiteindelik weet ons dat as daar nie uit geloof in U geregeer word nie, dit altyd gaan skeefloop. En daarom is ons gebed, gebruik dit tot U eer en tot die uitbouing van U kerk, ook hier in ons land en ook hier in Bloemfontein, met hierdie gemeente. Here, U gee vir ons 'n plek hier U te dien. En ons bid dat ons met verantwoordelikheid ons werk sal doen tot U eer. Gee dat daar waar ons ook al is, elkeen van ons wat op 'n ander plek in die samelewing is, dat ons daar sal werk tot U eer, watter werk dit ook mag wees. Gee vir ons dat ons monde sal oopmaak, ook hier in die gemeente wees, baie besonders met die bedienaar van die woord hier, met Dominee Wolf, wanneer hy ook nou weer terugkom. Wees so met die ouderlinge, dat hulle die gemeente met U woord uit sal rig en regeer, dat hulle sal vermaak waar nodig is, maar ook dat hulle sal bemoedig en vertroos. Wees ook so met die diakens, wat toesien dat hulle in liefde U woord sal kondig. Dat hulle mag toesien dat die liefdesdiens altyd deur sy woord kom. Wees met die van ons hier wat nie werk het op die oomblik nie. Sal U ook as dit U wil is, vinnig daarvoor uitkoms gee. Wees met hulle wat moeilikhede het by die werk of in huwelike of gesinne, waar dit ook mag wees, wil U hulle ook in die tyd bemoedig. Dan met ons almal in ons eie seer, in ons eie swakheid, en laat ons oor in die hele jaar gerig op U. Ons dank U dat ons in die week ook paar van ons uitmaak as 'n verjaarsdag kan vier. U gee nuwe lewe, wees ook met hulle in hierdie komende jaar. Gee dat hulle ook U mag dien, en U mag ken. Ons bid vir al die boere onder ons, waar dit ook swaar is met die droogte, wil U tog reën gee, U tyd, en gee dat ons ook U sal dank om net te vergee, maak ons geduldig in die tyd. Hoor dit alles, en gee dat ons deur U Gees sal lewe. Vergeef ons sondes. Ons bid dit alles in die naam van U Seun. Hy is geloofd, hy is waardig om geloofd te word, tot in ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die kollekte wat opgeneem gaan word, onder die dienste sit vir die diens van barmhartigheid en by die Here vir die instandhouding. Daarna sing ons saam Psalm 43 vers 3 tot 5.
seën en ons behoed. Mag hy sy aangesig vir ons laat skyn en ons genadig wees. Mag hy sy aangesig vir ons red en vir ons sy vrede gee. Amen.